Daardie koppie koffie soggens, die brood vir jou toebroodjie, die steak op die braai. Het jy al ooit regtig gewonder waar dit alles vandaan kom? Vandag gaan ons op 'n reis wat begin op die Suid-Afrikaanse plaas en eindig, wel, reg hier op jou bord. So, kom ons spring weg. Dink 'n bietjie daaroor na. Daai appel in jou hand of die pap wat jy vanoggend geëet het. Dit het alles iewers begin. Maar hoe dit begin? Wel, dit hang alles af van die soort plaas. En hier in Suid-Afrika het ons basies 2 hoofsoorte. En glo my, hulle is wêrelde uitmekaar. So ja, in Suid-Afrikaanse boerdery het ons hoofsaaklik 2 maniere van doen. En hulle is soos dag en nag. Aan die een kant is daar bestaansboerdery en aan die ander kant kommersiële boerdery. Die verskil tussen hulle gaan nie net oor hoeveel kos geproduseer word nie, maar oor die hele rede hoekom dit in die eerste plek geproduseer word. Goed, kom ons delf 'n bietjie dieper. Eerste kyk ons na boerdery op sy mees basiese, mees persoonlike vlak, boer om te oorleef. Die kern van bestaansboerdery is eintlik baie eenvoudig. Oorlewing. Die doel hier is nie om groot geld te maak of ryk te word nie. Nee, dis om seker te maak daar is elke liewe dag kos op die tafel vir die boer se eie familie. Dis boerdery op sy mees fundamentale vlak. Stel jou dit voor soos 'n regte familieprojek. Hulle werk op 'n klein stukkie grond en almal, van die ouma tot die kinders help saam. Hulle plant 'n bietjie van alles, mielies hier, boontjies daar, miskien 'n pampoen, want as een oes misluk, is daar daarom nog iets anders om te eet. Dis 'n stelsel met 'n lae opbrengs, maar dis veerkragtig en dis dikwels heeltemal natuurlik, sonder chemikalieë. En dan skuif die fokus heeltemal. Kommersiële boerdery is 'n besigheid. Punt. Hier gaan alles oor volume, doeltreffendheid en natuurlik wins. Hierdie is die plase wat die engines is agter ons supermarkte, ons restaurante en selfs die kos wat ons na ander lande toe uitvoer. Die verskil is regtig enorm. Dink aan reuse plase wat so ver as wat die oog kan sien strek, met rye en rye van presies dieselfde gewas. Die word geoes deur massiewe masjiene, nie net deur hande nie. Hulle spesialiseer want dit dryf opbrengs en wins, maar dit kom dikwels met 'n prys. 'n Groot afhanklikheid van dinge soos kunsmis en gifstowwe om alles aan die gang te hou. Goed, so ons het nou 'n goeie idee van die 2 tipes boerdery, maar wat presies groei hier uit ons Suid-Afrikaanse grond uit? Kom ons kyk 'n bietjie na die gewasse wat ons almal elke dag voed. Dis nogal interessant as jy daaraan dink. Elke keer as jy 'n sny brood eet, is dit koring van 'n plaas. Daai suiker in jou koffie, dit kom van suikerriet, en die olie waarin jy jou eiers bak, jap, dis van sonneblomme. Hierdie is die onsigbare boustene van ons dieet en dit kom alles direk van die plase af. Om regtig te verstaan wat dit verg om ons kos te kweek, kom ons fokus op een bekende vrug, die nederige appel. Sy reis van 'n klein boompie tot in jou vrugtebak is 'n jaarlange proses van ongelooflike sorg en presisie. Dis 'n maraton, nie 'n naloop nie. Dit begin alles met plant in die koue winter en dan is daar die konstante werk. Takke moet gesnoei word sodat elke appel genoeg sonlig kry, die bome moet beskerm word teen pla en siektes, en dan, aan die einde van dit alles, word elke enkele appel versigtig met die hand gepluk. Hoekom? Want een gekneusde appel kan 'n hele boks vrot maak. Dis ongelooflike presisiewerk. Maar boerdery gaan natuurlik nie net oor wat uit die grond uitkom nie. 'n Reuse deel van ons kosmandjie kom van diere. So kom ons skuif nou ons fokus van die landrye na die weivelde en die krale. Nou vir die diere. En ons begin sommer groot. Groot vee. Dit is die diere wat vir ons melk, kaas en vleis gee. Hulle is regtig die ruggraat van ons suiwel- en vleisbedrywe. Beeste is sonder twyfel die kragstasies in die groot vee wêreld. Hulle gee vir ons alles, van die melk vir ons ontbytgraan tot die steak op die braai. Perde, aan die ander kant, is meer soos werkskollegas op die plaas. Hulle help met die werk, maar word nie regtig vir kos aangehou nie. Goed, kom ons beweeg aan na die kleiner diere op die plaas. En moenie laat hulle grootte jou flous nie. Hulle bydraes is net so divers en net so belangrik. Hierdie diere is ongelooflik veelsidig. Jou warm woltrui, dis van 'n skaap. Daardie heerlike sondig lamsbout, ook van 'n skaap. Bokke gee ons dinge soos melk en kaas. En dan natuurlik varke. Hulle gee vir ons daai klassieke ontbyt van spek en wors. En laastens het ons die geveerde inwoners van die plaas. Pluimvee is 'n stapelvoedsel hier in Suid-Afrika en is 'n massiewe deel van ons landbou-ekonomie. Hoenders is natuurlik die duidelike kampioene hier. Hulle gee ons daagliks eiers en vleis, maar moenie van die ander vergeet nie. Eende en kalkoene speel ook hulle rol, veral vir spesifieke disse en daai spesiale geleenthede soos Kersfees.
So ja, die volgende keer as jy eier breek, dink aan die pluimveeboer. Goed, ons het nou die hoe, die wat en die wie van boerdery bespreek. Nou vir die laaste groot vraag, waar? Jy sien, Suid-Afrika se diverse klimaat beteken verskillende dinge groei op verskillende plekke. Kom ons gaan op 'n vinnige toer deur die land. Ons begin ons toer in die hartland van ons land, die uitgestrekte oop vlaktes van die Hoëvlak en die Vrystaat. Hulle is met baie goeie rede bekend as Suid-Afrika se broodmandjie. Dis hier waar die groot graanrevolusie plaasvind. Wat is die geheim hier? Wel, dis 'n perfekte kombinasie van goeie, vrugbare grond en betroubare sommerreën. Dit maak dit ideaal vir gewasse soos mielies en koring, en terselfdertyd bied daar die eindelose grasvelde die perfekte weiding vir beeste en skape. Dit is 'n ekosisteem wat net werk. Goed, van die hartland reis ons nou na die warmer, sonniger dele van die land. Die Laagveld en die Weskaap is wêreldberoemd vir hulle vrugte en wyn, en dit is alles te danke aan hulle unieke klimate. Hier is klimaatkoning. Die Laagveld se tropiese, warm en nat weer gee ons daai sappige lemoene, piesangs en suikerriet. Maar gaan jy Weskaap toe, skep die warm, droë somers en koel, nat winters die absoluut perfekte toestande vir wêreldklas wyndruiwe en appels. Elke streek het sy eie unieke resep vir sukses, en daardie resep word deur die weer geskryf. En daar het jy dit, van die klein familieplaas wat net genoeg kweek om te oorleef, tot die industriale reus wat die hele land voed. Die groot vraag vir die toekoms is nie watter een reg is nie, maar eerder, hoe kan ons die beste van albei hierdie wêrelde kombineer? Hoe voed ons 'n groeiende nasie op 'n manier wat volhoubaar is? Dis die groot uitdaging wat vir ons almal voorlê. Dankie dat jy saam geluister het.